Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies by ons erediens aansluit. Mag ons saam ook God se teenwoordigheid in ons midde beleef en 'n boodskap ontvang wat ons tot sy eer laat leef. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige, genadige God, barmhartige Vader, ons kom na u genade troon ook weer vandag, in diepe afhanklikheid, omdat ons besef dat ons niks sonder u kan doen nie. Dat elke asemteug wat ons in en uitasem, net genade van u is. U wat die lewensasem in Adam en Eva geblaas het, en wat met die herskepping deur die Heilige Gees weer asem in ons geblaas het met ons wedergeboorte. U gee vir ons asem sodat ons werklik kan lewe. Vader, u alleen is die Skepper wat alles so volmaak gemaak het, wat alles versorg en onderhou, en wat in liefde en genade ons styf vashou. U is ons Vader wat ons harte ken, wat weet wat in ons gedagtes lewe. Daar is geen geheim wat ons vir u kan wegsteek nie. Niks wat vir u verborge is nie. En daarom weet u wat al ons behoeftes is. U sien ons hartseer raak, ons trane, maar ook ons vreugde en blydskap. En u het medelee met ons. Here Jesus, omdat u self mens was, omdat u gelei het, weet u ook wat het is om mens te wees. En daarom staan u ons ook in ons swakheid by. En selfs al weet ons nie altyd wat om te bid, of wat om te sê, of wat om te dink nie, weet ons dat u deur die Gees vir ons pleit met versigtinge, wat nie eers met woorde gesê kan word nie. En u wat ons harte deurgrond, u weet wat die bedoeling van die Gees is, en dat die Gees vir ons pleit, volgens u wil. En daarom dank ons u, omdat u vir ons alles ten goeie laat meewerk, omdat daar in u liefde vir ons geen einde is nie, en omdat niks ons van u liefde kan skei nie. Dis ons gebed, Here, dat ons ook weer vandag mooi sal begryp wat u vir ons deur die woord wil sê, en dat dit ons sal motiveer om ons lewe daarin te wy, om aan u gehoorsaam te wees en die goeie dade te doen wat volgens u wil is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons het so 'n paar Sondae terug begin gesels oor sukses, voorspoed en rykdom. En ons het gesien hoe dat dit nie net 'n materiële manier is waarop ons daarna moet kyk en dit verstaan nie, maar dat dit ook 'n dieper geestelike betekenis het. Dat daar nie net aardse skatte is nie, maar ook hemelse skatte. En ons het gehoor dat die hoogste vorm van dankbaarheid wat ons kan bewys vir hierdie hemelse skatte waarmee God ons seën en wat ons uit genade ontvang, is om uit volle bors, heelhartig die grootheid van God te loof en te prys. En toe het ons verlede Sondag gesien dat die hoogste vorm, die tweede hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys wat God se seën uit genade ontvang, is om die ware God dankbaar te aanbid. So met ons lofprysing en met ons gebede kan ons vir God dankie sê vir die sukses, voorspoed en rykdom wat ons het, nie net fisies en materieel nie, maar veral ook
geestelik. Ons het gepraat oor die arm weduwee, wat Jesus gesê het, wat meer ingegooi het, as wat al die ryk mense ingegooi het, en ons het gepraat oor prinses Charlene van Monaco, en van elke jong meisie se droom om eendag 'n prins te kan ontmoet, om verlief te kan raak op hom en om saam met hom in sy paleis te kan woon vir altyd en vir ewig, so regte sprokiesdroom wat ons jong meisies droom. En ons het ook gepraat oor Elon Musk en hoe dat jong manne droom om eendag skatryk te wees, die rykste man in die wêreld te wees, soos wat hy ook geword het. Albei Suid-Afrikaners wat die drome wat jong mense droom in hulle lewens bewerkstellig het. En ons het gevra, maar is hierdie arm weduwee nie dalk ryker as wat prinses Charlene en Elon Musk is nie? Omdat sy dalk iets gehad het wat hulle dalk nie het nie, dalk het hulle, ons weet nie. En vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk oor die derde hoogste vorm van dankbaarheidsbetoning. Ons gaan kyk, wat is die derde manier? Aanbidding is die eerste, gebed die tweede, so wat is dan nou die derde manier? Die derde hoogste vorm van dankbaarheid is gehoorsaamheid. En ons gaan verder lees uit Paulus se brief aan die gemeente in Efesiërs. Ons kom by hoofstuk 2 vanoggend, en die opskrif van hoofstuk 2 van die Efesiërbrief is lewe uit die dood. Ons gaan lees vanaf die eerste vers, Efesiërs 2. Paulus skryf: Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Van wie ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar, dis 'n groot maar, God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover ons skriflesing vandag. Ons kyk, wat is Paulus se motivering vir gehoorsaamheid in hierdie gedeelte. En ons moet die voorafgaande hoofstuk wat ons reeds gelees het ook in gedagte hou, omdat dit wat hy in hoofstuk 2 skryf voortbou op dit wat hy in hoofstuk 1 geskryf het en hy die gedagtes 'n bietjie verder uitpak. Al die mensgemaakte godsdienste, al die dwaalleringe wat ons in hierdie wêreld aantref, al die vals godsdienste, al die kultusse, se motivering vir gehoorsaamheid aan 'n goddelike wil of ter wille van 'n goeie lewe is gebaseer op redding deur eie menslike verdienste.
Ons kan maar gaan kyk na die godsdienste in die wêreld. En ons sal sien hoe dat almal van hulle hierdie grondgedagte het. Jy moet probeer om die goddelike wese wat jy dien te behaag deur gehoorsaam te wees aan hom, deur 'n goeie lewe te leef, deur 5 keer op 'n dag byvoorbeeld te bid, deur die Sabbatdag byvoorbeeld te heilig, deur 'n pelgrimstog na 'n heilige stad te onderneem, of wat dit ook al mag wees. Dit het alles te doen met dinge wat ek moet doen, my verdienste. En dit is vir my baie tragies en hartseer, dat baie Christene ook hierdie wanopvatting het. As 'n mens vir hulle vra, as jy nou die dag te sterwe kom, sê nou maar daardie dag is vandag, gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? En hoekom sê jy so? Dan sal die deursnee Christen vir jou sê, ek hoop om hemel toe te gaan. En as jy vra hoekom, dan sal hy sê, wel, ek lees my Bybel, ek bid, ek gaan kerk toe, en ons ken die storie van ek rook nie, en ek vloek nie, en ek drink nie, en ek slaan nie my vrou nie, en al daai goeie dinge. Ek het goeie maniere, ek maak die deur vir my vrou oop, as sy in en uit klim, as ek iemand op straat groet, en ek het 'n hoed op, dan haal ek my hoed op, ek is bedagsaam, ek lewe 'n goeie lewe. En as dit is wat nou in jou gedagtes ook opgekom het, as die rede hoekom jy dink jy dalk moontlik miskien hopelik hemel toe gaan, dan wil ek vir jou duidelik stel, dit is 'n wanopvatting. En dit is gelyk in al die afgodsdienste in die wêreld, se siening van hoe 'n mens gered word. In hierdie gedeelte spel Paulus dit baie duidelik uit, dat ons nie gered kan word deur ons eie verdienste nie, deur die dinge wat ons doen nie. Al is dit ook watse goeie dinge. Paulus beklemtoon dat ons redding deur God uit genade aan ons geskenk word. Nou wat is genade? Genade beteken 'n gratis geskenk sommer maar net. So as 'n man by die huis aankom en hy gee vir sy vrou 'n bos blomme, sonder dat hy droog gemaak het, of sonder dat sy enige iets wonderliks gedoen het, sommer maar net, gee hy vir haar 'n bos blomme, dan is dit genade. En as jy nou nog 'n kind in die huis is, en jou ouers gee vir jou sakgeld, maar jy hoef nie jou kamer skoon te maak nie, jy hoef nie jou klere self te was nie, jy hoef niks in die huis te doen nie, daar's bediendes wat alles vir jou doen. En jy kry boonop nog sakgeld, dan is dit genade. Want jy het niks gedoen om dit te verdien nie, jy het nie eers 'n vinger verroer nie. Genade is verniet, gratis geskenk wat jy kry, sonder dat jy dit eintlik moes gekry het. Want jy het dit nie verdien nie. Daar is niks wat die mens kan doen, of wat die mens kan betaal om sy redding te verdien nie. Jy kan nie 'n kaartjie hemel toe koop nie, met al die geld in die wêreld nie, met al die goud en diamante en edelstene en platinum en wat daar ook al is wat waardevol mag wees. Niks wat jy doen kan vir jou die ewige lewe in die sak bring nie. Jy kan dit nie verdien nie. Dit hang alles van God se genade af. Dit is 'n gratis geskenk wat hy vir jou gee sonder verdienste. Paulus sê almal wat nog nie in Jesus glo nie,
is eintlik dood. En dit moet in 'n geestelike sin verstaan word. Hulle is geestelik dood. So al haal jy asem, en al kan die dokter met 'n flitsie in jou oë skyn en jou pupille beweeg, al kan hulle 'n EEG-masjien op jou brein koppel en hulle kan jou breingolwe meet, dis alles biologiese lewe, maar dis nie geestelike lewe nie. As jy ongelowig is en in sonde lewe, dan is jy dood, geestelik dood. Ongelowig is 'n sonde en oortredings, dit wil sê hulle ongehoorsaamheid aan God se wil, dis die dinge wat hulle lewe kenmerk. Jy kan hulle uitken aan hulle vrugte, soos Jesus in die bergrede gesê het. As jy wil weet wie is die ware gelowiges en wie is die valse gelowiges, aan hulle vrugte sal jy hulle ken, ook oor die dwaalleraar sê hy dit. Ongelowiges se lewe lyk net soos die van die sondige wêreld. En dis nie hoe gelowiges se lewe behoort te lyk nie. As jou lewe lyk net soos wat die ongelowige sondige wêreld se lewe lyk, dan is daar iets fout. Groot fout. Ongelowiges laat hulle lei deur die duiwel. Paulus noem hom in hierdie gedeelte die vors, die onsigbare magte se vors in hierdie wêreld. So die bose magte se koning en leier, die bevelvoerder van die bose magte. Hy is die een wat die ongelowige en ongehoorsame mense lei in hulle ongehoorsaamheid. Hy is die een wat dit aanhits, wat dit aanvuur, wat hulle motiveer om sonde te doen en ongehoorsaam aan God te wees. En dis wat die verhaal in Genesis van Adam en Eva ook vir ons vertel. Wanneer die duiwel na hulle toe kom en hulle aanhits om aan God ongehoorsaam te wees. Ongelowiges word deur hulle sondige begeertes oorheers en hulle doen dit wat in hulle gedagtes opkom en waartoe hulle sondige luste hulle lei. So daar's nie impulskontrole nie. Daar is nie selfbeheersing nie. Wat ook al hulle lus is om te doen, dit doen hulle. Wat vir hulle lekker is om te doen, dit doen hulle. Of dit reg of verkeerd is, maak nie in hulle saak nie. En hulle regverdig alles wat hulle doen en dink alles wat hulle doen is reg omdat hulle dit doen en omdat hulle dink hulle mag dit doen. So hulle sondige natuur oorheers hulle lewe. Hulle is eintlik slawe van hulle sondige natuur, boonbehalwe vir die feit dat hulle geestelik dood is. En ons het dit nou al vergelyk met varke wat daarvan hou om in die modder rond te rol. Wat daarvan hou om vuil te wees, vir wie dit lekker is om daar in die modder rond te rol. Die modder is dan nou die sonde, as ons dit nou metafories moet voorstel. Gelowiges is anders, hulle is soos katte, as hulle in modder getrap het, dan was hulle dadelik hulle voetjies, hulle maak hulle self dadelik skoon, hulle kom tot bekering, hulle bely hulle sonde met berou en kry God se vergifnis. Paulus sê, ons het vroeër trouens ook so gelewe. Hy skryf dit daar vir die Grieke wat in Efese woon. Ons het ook soos hierdie sondige wêreld gelewe. Ons het ook ons lewe oorgegee aan ons sondige drifte en drange en ons sondige natuur. Ons het ook net gedoen wat in ons gedagtes opgekom het. Dit was nie vir ons belangrik wat God se wil vir ons lewe was nie. Ons het ons nie in daan gesteer in elk geval nie. Want wat ons wou doen, het ons gedoen. Wat vir ons lekker was, het ons gedoen. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers. En vanweë ons sondige natuur sal ons almal deur God gestraf moes word. En die manier waarop God straf is met die ewige dood. En dit is in die helse vuur, waar daar 'n geween en 'n geknars van tande is, waar God nie teenwoordig is om te vertroos nie, maar net teenwoordig is om te straf. En dis 'n ewigdurende toestand van pyniging en foltering wat 'n mens jouself nie kan voorstel. Maar dis nou die slegte nuus, en dis die slegte nuus vir die ongelowiges en die ongehoorsaames. Maar daar's goeie nuus. Daar's goeie nuus vir die gelowiges.
En dit is dat God ryk in barmhartigheid is en ons innig liefhet. Barmhartigheid is maar 'n ander woord vir liefde, vir regtig omgee. God het ons innig lief. In Johannes 13 skryf die apostel dat Jesus sy disippels wat in die wêreld is liefgehad, hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad, en dan vertel hy hoe hy hulle voete gewas het, wat 'n metafoor geword het vir sy kruisiging wat voorlê. Innig lief, so lief het God ons, en niks kan ons van sy liefde skei nie. Kyk maar hoe Paulus daaroor skryf in Romeine 8, geen hoogte of diepte of engel of bose magte, teenswoordige dinge, kragte, hoogte, enige iets kan ons in die skepping skei van die liefde van God, die liefde wat hy aan Jesus Christus aan ons bewys het nie. God het ons innig lief. En van hierdie liefde vir ons is gelowiges baie diep bewus. En behoort hulle diep bewus te wees. Want dit is ook die rede vir al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, waarvan ons in die eerste hoofstuk gelees het. Waarmee God ons so seën. Hy doen dit omdat hy ons lief het. Daar's niks wat ons kan doen om God se liefde te verdien nie. Die feit dat hy ons lief het en dat hy ons uitgekies het nog voor die skepping, soos wat hy in die eerste hoofstuk geskryf het, is net sy genade, is net sy liefde. Dit hang glad nie van ons af nie, of van enige iets wat ons doen nie. Daarom het hy gelowiges deur sy groot liefde en genade saam met Christus lewend gemaak. In die eerste hoofstuk het ons gesien, een van die seëninge van die Gees is dat God met dieselfde kragtige werking waarmee hy Christus uit die dood opgewek het, dat hy met daardie selfde krag ook in ons werk, wanneer hy die wedergeboorte deur die Heilige Gees bewerkstellig, sodat ons ook uit die dood opgewek kan word, daardie geestelike dood waarin 'n mens is as jy aan God ongehoorsaam is. Hy maak ons lewendig, sodat ons geestelik kan lewe en daarom ook vir ewig kan lewe, selfs al gaan ons eendag biologies dood. Gaan ons geestelik met 'n verheerlikte liggaam vir ewig lewe. En die rede daarvoor is net God se liefde en genade, nie ons verdienste nie. God het ons saam met Christus opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. In die eerste hoofstuk het hy gesê dat God vir Jesus verhoog het tot die hoogste posisie, hom aangestel het as opperbevelvoerder in die heelal, om aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en elke gesag waarvan daar ook al sprake kan wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook nog in die bedeling wat kom. En hier sê Paulus, deur God se liefde en genade, gee hy vir ons ook saam met Jesus 'n plek in die hemel. En dis amper ondenkbaar dat ons saam met Christus kan regeer as opperbevelvoerders in die heelal. Regeer oor die sonde, regeer oor die bose en regeer oor ons grootste vyand, die dood. Net deur God se genade en sy liefde. Sodoende wys God ook in die tye wat kom, wanneer ons die ewige lewe in sy volheid gaan hê, en soos hy in die eerste hoofstuk geskryf het, wanneer God ons volkome gaan verlos, sal ons ook in die tye wat kom sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Jesus aan ons bewys het, soos wat hy in vers 7 daaroor skryf. Die goedheid wat hy aan Jesus aan ons bewys het, is Jesus se kruisdood, waardeur ons sondes weggewas word, sodat ons onberispelik en heilig voor God kan wees. En aangesien ons dan nou uit genade gered word en nie uit verdienste nie, het geen mens enige rede om op homself trots te wees. Niemand kan homself wys en sê, kyk hoe oulik is ek,
omdat ek 'n Christen is nie. Niemand kan geestelik hoogmoedig wees en verwaand wees en dink, dis omdat jy so oulik is dat jy 'n kind van God is. Nee, dis omdat God so oulik is. Dis omdat hy jou so innig lief het, tot die uiterste toe lief het, dat jy sy kind is. Dat hy die wedergeboorte aan jou geskenk het, dat hy die gawe van geloof aan jou gegee het. En die feit dat jy tot bekering gekom het as reaksie daarop, is net genade van God en dis deur sy krag. En daarom het ons nie rede om op onsself trots te wees, om onsself op die skouer te klop en te sê, mooi so, jy's 'n oulike ouetjie nie. Nee, dis net genade. God het gelowiges verlos, sodat hulle lewe kan wy aan die goeie dade waarvoor hy hulle bestem het. Sodat hulle lewe kan wy aan gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan hom en aan sy wil. So ons reaksie op al hierdie seëninge wat God vir ons gee, behoort gehoorsaamheid te wees. Ons is nie gehoorsaam omdat ons probeer deur ons gehoorsaamheid dit verdien om die ewige lewe te kry nie. Dis hoe die Jode in die Ou Testament geglo het, dis hoe die Rooms-Katolieke glo, dis hoe al die ander godsdienste in die wêreld glo. Nee. Ons is gehoorsaam omdat ons vir God dankie sê. Dankie sê dat hy ons innig liefhet en ons in sy groot barmhartigheid en genade, uit genade alleen verlos, sonder dat ons dit kan verdien. Ons bewys ons dankbaarheid deur ons gehoorsaamheid. Ware sukses, ware voorspoed en ware rykdom is verlossing. Daar's geen groter sukses, voorspoed en rykdom as verlossing nie. Om te kan weet jou sondes is vergewe en jy het die ewige lewe. En jy kan dit nou al reeds weet omdat dit God se genade is wat dit bepaal en nie jou goeie werke of jou emosies of denke of enigiets wat jy kan doen nie. Kan nie met geld gekoop word of op enige manier verdien word nie. God skenk dit uit genade vrylik, soos hy wil en aan wie hy wil. En daarom as jy vandag 'n kind van God is en jy glo dat Jesus die Here is en jy weet jy die ewige lewe het, is dit alles te danke aan God se genade. Die hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys wat God se seën so uit genade ontvang het, is om God uit volle bors te eer en te prys. En die tweede hoogste vorm is om hom te aanbid. En die derde hoogste vorm van dankbaarheid wat elkeen kan bewys wat God se seën en verlossing uit genade ontvang het, is om hulle lewe te wy aan gehoorsaamheid aan die enigste ware God se wil. Nou is die vraag maar, wat is God se wil? En daar is sekere maniere wat dit redelik maklik is om dit te bepaal, veral as ons kyk in Eksodus en ons lees die 10 gebooie. Dan weet ons, daar's net een ware God wat ons moet aanbid. Ons mag nie beelde maak en dit aanbid nie. Ons moet God se naam respekteer en eer en heilig. Ons moet sy dag respekteer en eer en heilig. Ons moet ons ouers eer en gehoorsaam. Ons mag nie moord pleeg nie egbreek pleeg nie steel nie valse getuienis aflê nie begeer. Dis redelik eenvoudig. Maar nou is daar 'n klomp ander goed waarmee ons in ons moderne, tegnologies gevorderde, wetenskaplik bestuurde wêreld mee gekonfronteer word wat vreemd is aan die Bybel en wat die Bybel nie ken nie, omdat die Bybel 'n boek is wat meer as 2000 jaar gelede geskryf is. En dan moet ons ook in ons dag vandag vra, maar wat is God se wil vir ons lewe vandag in ons tyd van selfone en rekenaars en internet en vliegtye en allerlei dinge? Daar's so baie dinge wat ons kan doen. Maar is dit volgens God se wil? Mag ons dit doen? Hoe weet ons dit? Hoe bepaal ons of dit die wil van die Here is as die Bybel niks daaroor sê nie?
Hoe weet ons is gehoorsaam aan God, as dit waaroor ons wonder nie in die Bybel staan nie? Die Bybel gee vir ons 5 beginsels, 5 riglyne, wat ons kan toepas om uit te vind of iets reg of verkeerd is, of dit moreel aanvaarbaar is of nie, in die oë van God en volgens God se wil. En ek kan op enige ding, maak nie saak wat dit is nie, of dit nou rook is, en of dit dobbel is, en of dit aborsie is, of wat dit ook al mag wees, ek kan hierdie 5 beginsels daarop toepas, en ek sal weet of dit die wil van die Here is of nie. Die eerste is, alles wat ons doen, of ons eet, of ons drink, of wat ons ook al doen, 1 Korintiërs 10 vers 31, dit moet wees tot eer van God. So as dit wat ek oor wonder of dit sonde is of nie, as ek dit nie kan doen tot eer van God nie, dan weet ek dis sonde, dan doen ek dit nie. Ek moet God daardeur kan eer. Ek moet sy naam kan groot maak daardeur, en nie sy naam deur die modder sleep nie. Die tweede beginsel is, ek moet God lief hê met my hele hart en my hele siel en my hele verstand. Dis hoe Jesus mos die 10 gebooie, sy eerste 4 gebooie saamgevat het. So niks wat ek doen, mag my verhouding met God benadeel nie. As dit iets is wat my verhouding met God benadeel of laat skade ly, dan weet ek, nee, dis nie volgens God se wil nie, dan mag ek dit nie doen. Die derde beginsel is, ek moet my naaste lief hê soos myself. Dis hoe Jesus die volgende 6 van die 10 gebooie saamgevat het. En enigiets wat ek doen wat my naaste se verhouding met my benadeel, dis sonde, ek weet ek mag dit nie doen nie. Dan die vierde beginsel het te doen met my naaste se verhouding met God. In 1 Korintiërs 18 en Romeine 14 praat Paulus met hulle oor die vraag wat hulle gehad het oor vleis wat aan 'n afgod geoffer is. Mag hulle daardie vleis eet? Is dit volgens God se wil? Is dit gehoorsaamheid aan God? Dan redeneer hulle dit so daaroor, maar ons weet die afgode bestaan tog nou nie regtig nie, so hoekom is dit nou 'n probleem? Dan sê Paulus, daar is 'n belangrike beginsel. Niks wat jy doen, mag jou naaste se verhouding met God benadeel nie. Jy mag nie jou naaste laat struikel nie. Jy mag nie vir hulle 'n rede tot sonde word nie. En daarom is dit die vierde beginsel. Enige iets wat jou naaste se verhouding met God kan benadeel, mag jy nie doen nie. Die vyfde beginsel het te doen met die groot opdrag wat Adam en Eva al reeds in Genesis gekry het en alle mense na hulle en waaroor Psalm 8 ook praat. En dit is te doen met die feit dat ons die skepping wat God aan ons sorg toevertrou het, dat ons die skepping moet bewaar, moet beskerm, dat ons daaroor moet heers, dat ons dit moet versorg, dat ons dit nie moet besoedel en moet afbreek en vernietig nie. So enigiets wat die skepping benadeel, is ook in die oë van die Here 'n sonde en nie volgens sy wil nie. So wanneer ek vir God wil dankie sê, dan moet ek my lewe daaraan wy om God te eer in die eerste plek. Om my verhouding met God te verbeter in die tweede plek. En alles wat dit benadeel te los. Om my verhouding met my naaste te bevorder, my naaste liefde te laat meer word. En Jesus het nog verder gegaan en gesê, dit gaan nie net oor die mense wat naby aan jou is en dieselfde volk as jy is nie, dit gaan selfs ook oor daardie Samaritane, waarvan die Jode niks gehou het nie. Hy het ook gesê, jy moet jou vyande lief hê. So dis die volgende beginsel, en dan mag jy niemand laat struikel nie. Jesus het gesê, as julle, en hy het gepraat oor die kindertjies, as julle een van hierdie kleintjies van my afvallig laat word, is dit beter om met 'n meelsteen om jou nek in die diepsee te verdrink. So jy mag nie iemand laat struikel of van God afvallig word nie. En dan het ons hierdie wonderlike skepping wat God vir ons gegee het. Ons moet dit bewaar, ons moet dit beskerm. Ons mag dit nie besoedel en vernietig nie. Dis waarin ons lewe moet wy. En hoekom? Omdat ons vir God wil dankie sê. Dankie sê vir sy genade. Dankie sê vir die feit dat hy vir my, sonder dat ek dit verdien,
die ewige lewe en vergifnis van sonde gee. Dat hy my geloof gee en my in staat stel om in hom te kan glo, sodat ek dit alles myne kan maak. Dis soos 'n kind wat uit sy kamer aan die kant maak, wat uit sy eie uit die skorrelgoed was, of die sakke uitsit op 'n donderdag ingeval die vragmotor miskien dalk sal verbykom. Om dankie te sê omdat sy ouers vir hom sakgeld gee. Nie sodat hy die sakgeld kan verdien nie, maar om dankie te sê omdat hulle dit vir hom ten spyte daarvan gee. Mag elkeen van ons mooi verstaan en begryp hoe belangrik gehoorsaamheid is aan God se wil. Wanneer ons die Ou Testament lees, dan sien ons hoe dit alles wat die volk gedoen het in die Ou Testament daarin geëvalueer word. Van lees maar konings en kronieke. Wanneer is dit 'n goeie koning? Wanneer hy aan God gehoorsaam is. Wanneer is dit 'n slegte koning? As hy aan God ongehoorsaam is en afgode gedien het. Waarom was die volk weggevoer in ballingskap? Omdat hulle aan God ongehoorsaam was, omdat hulle afgode gedien het. Wat word aan hulle beloof as hulle aan God gehoorsaam is? Dat hulle gelukkig en voorspoedig in die land sal wees, dat hulle suksesvol, voorspoedig en rykdom sal geniet. So gehoorsaamheid speel 'n kardinaal belangrike rol in 'n gelowige se lewe. Dit moet ons lewe kenmerk. Ons lewe kan nie lyk soos wat die sondige wêreld daar buite se lewens lyk nie. Ons lewe moet anders lyk, want ons is heilig. Ons is afgesonder vir God. Ons is aan hom gehoorsaam, omdat ons vir hom wil dankie sê vir sy groot seëninge wat hy in liefde en genade aan ons skenk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet vanoggend weer kom bely dat ons nie altyd gehoorsaam is nie. Dat ons so baie kere maar ons eie koppe volg. Dat ons self wil besluit wat reg en verkeerd is en dat ons onsself sekere dinge toelaat en toeëien wat ons eintlik nie toekom nie. Ons besef net weer vanoggend, Here, hoe groot U liefde en genade vir ons is. En dat U net uit genade vir ons gered het, nie omdat ons dit verdien nie. En daarom wil ons graag vir U kom dankie sê in ons lofsange, wanneer ons U loof en prys en U eer. Ons wil vir U kom dankie sê ook nou in ons dankgebede, maar ons wil ook vir U dankie sê met 'n lewe wat toegewy is daarin om goeie dade te doen, dade van gehoorsaamheid aan U wil, waarin U geëer en verheerlik word. Vader, ons kom bid dat U vir ons in hierdie tyd styf sal vashou, sodat ons heilig sal wees, anders sal wees as die sondige wêreld, dat ons goeie selfbeheersing in die dag sal hê en altyd eers sal vra, wat wil U hê moet ons doen, en dat ons altyd daarin gehoorsaam sal wees. So kom bid ons Vader ook vir almal wat in hierdie tyd siek is, in die hospitale en ook tuis, vir elkeen wat kanker het en chemoterapie en bestraling moet kry, vir almal wat ander kwale het, siektes, longsiektes, hartsiektes, wat dit ook al mag wees, vir almal wat worstel met pyn elke dag van hulle lewe. Ons bid, Here, dat U genesing en verligting sal bring soos wat dit U wil is. En so bid ons ook vir elkeen wat hartseer is, wat alleen voel en eensaam voel omdat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Mense met wie hulle lank hulle lewe saam gedeel het. Mense wat hulle beste vriende was, hulle huweliksmaats, hulle lewensmaats. En nou moet hulle in die aande alleen kamer toe gaan. Here, U ken daardie pyn en hartseer en verlange. En U alleen kan dit vertroos. Ons bid vir so baie mense wat verlang na hulle kinders en familie wat baie ver van hulle af woon, wat hulle baie min sien. Ons bid vir bejaardes wat swaar kry en wat in versorgingsoorde is, vir elkeen wat hulle versorg. Ons bid, Here, vir ons jong mense, vir ons kinders,
wat 'n bietjie lekker vakansie hou op die oomblik, maar wat wanneer die skole weer begin vol stoom aan die werk moet spring met al die akademie en aktiwiteite. Ons bid Vader dat U met elke ouer sal wees en dat U vir hulle wysheid sal gee om hulle kinders so op te voed dat U ook daardeur geëer en verheerlik mag word. Ons bid vir oupas en oumas en vir die groot rol wat hulle ook in hulle kleinkinders se lewens speel. En ons dank U ook vir die kleinkinders wat hulle mag hê. En so bid ons Here vir al die projekte in ons gemeentes en besonder ook Vinitas Park gemeente wat in die proses is om 'n leraar te moet beroep, dat U ook vir hulle die wysheid sal gee om die regte persoon te kan beroep en dat die persoon ook vir hulle tot diens kan wees en dat U koninkryk daardeur uitgebrei kan word en U naam verheerlik mag word. Al hierdie dinge vra ons Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik uit genade in Jesus se naam. Amen. Net nou geleentheid om ook vir die Here te dien met die dankoffers en daarna gaan ons afsluit met lied 304.